Gemeente, geseënd is elkeen wat in die teenwoordigheid van die Here sit, wat na sy woord luister, dit ter harte neem en die vrug dra wat by die bekering pas. Die tweede laaste lied was vir my geweldig kosbaar, in die sin van dat ons gesing het, in all I do, I honor you. En dit bring 'n sterk beklemming oor my hart, as ons dit sing uit volle bors, en ons dink nie aan wat ons sê in die week, of dit tot eer en glorie van die Here Jesus is, en of ons dan leef, as dit nie tot eer en verheerliking tot die glorie van Jesus is nie, en of ons dan gedagtes dink of woorde gebruik wat nie tot sy glorie is nie, maar Sondag sing ons, in all I do, I honor you. Hou dit in gedagte. Die liedere wat ons gesing het is die evangelie van voor tot agter. Dis daar die evangelie wat ons deel maak van die erediens. Ons is almal Sondags gered uit genade, aangeneem in die familie van Christus, bevoorreg is, begenadigd is, en daarom mag ons hier wees. Amen. Amen. Ek is nie klaar gekweet. Kom ons vra die Here om ons ryklik te seën. Here, glorieryke God, dankie vir u groot genade. U het ons ingesluit in die koninkryk van u seun. U het ons ingesluit in u liefde. U het ons deel gemaak van u genade. Ons wil meer weet. Ons wil meer sien. Open ons oë in hierdie oggend, Here. Maak die hemele oop, dat ons kan sien en beleef en met dankbaarheid gevul word. In die naam van Jesus, deur die krag van u Gees, praat met u gemeente, Here. Amen. Vriende, blaai saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 13. Vandag die laaste gedeelte, of die laaste keer wat ons gaan stilstaan, by hierdie baie belangrike en kosbare gedeelte, 1 Korintiërs 13, baie mooi, baie sosiaal. Dit was nie 'n eksegetiese preek oor die gedeelte nie, ons het net die vraag gevra oor die liefde, ons het 'n bietjie gesels oor die liefde, ons het gedraai oor die liefde, ons het besin oor die liefde, en nee, ons is nie tiener jong mense gewees nie, wat verlief is nie, ons wil meer weet van die liefde van God wat in ons harte uitgestort het. En daar was 'n paar verse in 1 Korintiërs 13 wat vir ons kosbaar was. Vanoggend wil ek net ter inleiding vir u lees in 1 Korintiërs 13 vers 13. Die heel laaste versie van hierdie gedeelte, en nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Sê saam met my, kosbaar. Kosbaar. Die grootste hiervan is die liefde. Nou vriende, blaai saam met my na Filippense. Ons gaan kyk na Filippense hoofstuk 2. Nou vriende, tot en met dusver het ons die hele klompie vrae gevra oor die liefde en wat die liefde is en wat die liefde doen, en ons het sommer uit die staanspoor al agtergekom dat die liefde is 'n opdrag, en dat ons het nie 'n rede om met die Here te debatteer oor of ons moet lief hê en wanneer ons moet lief hê en al die dinge nie. En die samevatting van alles en die essensie van alles wat ons gesê het is, ons moet almal lief hê. Ek kan julle baie maklik terugneem na al die skrifgedeeltes, maar net terwyl jou Bybel oop is by Filippense 2, moenie nou blaai nie, luister net. In 1 Tessalonisense 3 vers 12 het die volgende gestaan, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar. So dit was die gemeente, en dan voeg Paulus ook by en hy sê, en vir almal. So die bottom line van die liefde wat die Here Jesus in ons harte uitgestort het, is dat ons almal moet lief hê. Maar nou wil ons graag vandag aanbeweeg en ons wil 'n bietjie afsluit
met hierdie gedeelte en ek het verlede week vir julle gesê dat vandag gaan ons kyk na die beste voorbeeld wat daar is met betrekking tot die liefde. Want as ons horisontaal kyk, jy weet daar waar die son opkom en jy soek vir 'n voorbeeld op 'n horisontale vlak, gaan jy dink jou pa is die beste, jy weet hy is die beste voorbeeld van liefde ooit, of jy gaan dink jou ma is die beste voorbeeld van liefde ooit, of jy gaan sê ek het nog nooit iemand geken wat sulke groot liefde het nie, so ek weet nie wat is liefde nie. Maar horisontaal gesproke gaan ons altyd teleurgesteld wees. Selfs al het jy die beste ma, die beste pa, die beste oom, die beste tannie, of die beste iemand wie jy aangaan met wat liefde aan betref. So jy gaan altyd teleurgesteld wees, want ons wandel in die vlees en ons struikel. So ons moet soek na 'n ander voorbeeld wat ons kan volg. En ek wil graag net vir u 'n paar gedeeltes of 'n paar verse lees uit Filippense 2 vanaf vers 1 tot by vers 11. Paulus skryf, hy sê, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug, of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. En dan hier kom die wending in die hele gedeelte, en hier is 'n groot wending. Dit is 'n geweldige spoedverandering. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Net vir 'n oomblik, die goddelike in hierdie vers ontmoet die menslike. Hierdie gesindheid moet in julle wees. Engels gepraat van 'n tall order. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, het die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk geword. En in gedaante gevind is 'n mens dat homself verder verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, die naam van wie ons net nou gesing het. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Net tot sover die woord van die Here. Vriende, ek weet nie wie van julle onthou nie, maar toe ons jong was, het ons 'n speletjie gespeel. Onthou julle Follow the Leader? Ja, Follow the Leader. Jy weet, jy het een maatjie wat voor hardloop en wat ook al daai maatjie doen, dan moet al die maatjies agter hom of haar daai selfde dinge doen wat hulle doen. Onthou julle dit? Wie van julle het daai game gespeel? Follow the Leader. Okay, ek sien nou daarom julle weet waarvan ek praat. Daar was 'n ander speletjie, ons Engelse maatjies, ek weet hierdie is Follow the Leader, maar die Afrikaanse kinders het hom ook gespeel. Maar daar waar ek groot geword het in Springs op die Myn Village, Grootvlei Myn waar my pa gewerk het ons 'n swembad gehad. En ons het gereeld in die swembad toe gegaan om daar te gaan swem. Jy weet, hier in Augustus maande waar ons al swem, dan sê die ouers nie, hulle mag nie swem nie, want in Transvaal mag jy nie swem voor dit gereën het nie. Ek weet nie hoekom nie. Maar het moet eers reën. Die eerste reën moet geval het, dan mag julle gaan swem. So, ons het altyd gewag vir die eerste reën en dan gaan ons swembad toe. En daar by die swembad het ek Engelse maatjies gehad. Ek was nog baie klein in die laerskool. En by hulle het ek 'n ander speletjie geleer, Simon Says. Ek weet nou nog nie wie Simon nie. En hoekom hy so belangrik is. Maar nie te min, ek wil nie weet wie hy is. Maar die maatjies het my geleer, dan staan ons langs die swembad, dan sê hulle Simon Says, en dan noem hulle ding op, en dan spring ons in die water, en onder die water moet ons doen wat Simon gesê het. Maar vriende, ons het 'n voorbeeld nodig om na te volg. 'n Voorbeeld wat nooit 'n fout maak nie, 'n voorbeeld wat altyd betroubaar is. En ons het nou gesien vanuit die woord van die Here, liefde is 'n bevel, ons moet lief hê, ons moet almal lief hê, en ons het al die voorbeelde, al die mense, al die groeperinge, alles gesien wie ons moet lief hê.
Maar ek dink dit is nodig dat ons net ten slotte vandag, na hierdie tydperk van 'n gesprek oor die liefde, net vir mekaar help om meer perspektief te kry met betrekking tot die liefde. En ons moet vandag erken, en julle erken dit saam met my, daar is net een perfekte, navolgingswaardige voorbeeld wanneer dit kom by die liefde en om lief te hê. Die boodskap wat die dominee gepreek het by jou troue om vir jou te sê, jy moet jou vrou lief hê, is wonderlik. Al die pragtige boodskappe oor liefde is wonderlik. Maar vertikaal gesien, opwaarts is daar net een voorbeeld. Dit is Jesus Christus. En ons weet, Jesus is ons voorbeeld so. Laastens wil ek vandag net vir 'n oomblik stil staan en laat ons vanoggend saam kyk na die lewe van Jesus, om te sien of ons daaruit 'n voorbeeld kan put om ons te help van hoe om lief te hê in hierdie wêreld. En ek moet vanoggend vir u sê, voor ons enigstens verder gaan, dis 'n baie hoë roeping. Ek het net toe ek gelees het gesê, is 'n baie tall order, vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees. En wat is daai gesindheid? Hoe groot is daai gesindheid? Hoe definieer ons hierdie konsep van liefde vanuit die perspektief van Jesus Christus? Net een voorbeeld, daar's baie, maar net een vanoggend. Dink saam met my terug aan daardie dag, toe die Here Jesus se aardse lewe op 'n einde gekom het. Hy was klaar by Pontius Pilatus, hy het klaar sy slag gekry, hy is klaar mishandel, hy is klaar gemartel, hy is klaar in daardie wrede kruishout vasgeslaan met yslike spykers deur sy hande en sy voete, en daar hang hy as die offer van die mense wat hy geskape het, omdat hulle hom doodgemaak het. En terwyl hy daar hang, bebloed, besig om te betaal vir die wêreld se sonde, kyk hy op, wat ons baie keer nie doen nie. En hy kyk op en hy sê, Vader, wat het hy gesê? Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Merkwaardig, dis die hemelse definisie van liefde. Maar as ons praat oor die liefde van die Here Jesus Christus, veral soos wat ons dit hoor in baie kerke vandag, is die liefde van die Here Jesus op die voorgrond. In elke liewe kerk waar jy kom, waar mense gesteld is om baie getalle te kry, groot statistieke, is dit liefde, liefde, liefde. Jy kan maar gaan luister, vriende, sit my op die proef en gaan luister na die preke van daardie kerke, en jy sal selde die woord sonde hoor, indien jy dit ooit eendag sal hoor. Jy sal selde hoor dat God 'n regverdige God is wat sonde straf. Maar dit gaan alles oor die mens. Dit gaan alles oor my voordeel. Dit gaan alles oor wat God vir my doen en vir my kan beteken, en die voordeel wat ek as 'n godsdienstige uit sy wese kan put. Maar ek wil ietsie omdraai en ek wil net julle oë vestig op iets wat ons dalk voorheen nie raak gesien het nie. Want ek wil net iets sê. En jy kan dit maar neerskryf as jy notas neem vanoggend. Jesus se liefde vir sy kinders was nog altyd sekondêr. In die algemene kerke vandag is Jesus se liefde vir die mens primêr. Daarom word die mens opgelig. Daarom kry die mens status in die teenwoordigheid van God, soveel so dat God afgebring word en die mens opgelig word, want jy is spesiaal, jy is waardevol, die Here het jou lief en al daai goed is waar. Maar Jesus se liefde vir sy kinders, hoor julle, ons praat van sy liefde vir sy kinders, was altyd van die begin af sekondêr. Sy liefde vir wie was altyd primêr? Sy liefde vir sy Vader was altyd primêr. Dit gaan alles, vriende, oor die glorie van God. Dit gaan alles oor die glorie van ons Here Jesus Christus. Hy is die een wat verdien om eer te ontvang. Hy is die een wat verheerlik moet word. En as ons gewonder het, kom ons kyk net na Johannes 11, as jy wil blaai, jy is baie welkom. Johannes 11, hoofstuk 11 vers 1 tot 4. Baie belangrike gedeelte wat julle baie goed ken. En ek dink in hierdie gedeelte sien ons die essensie van die Here Jesus Christus se liefde
Eerstens primêr vir sy Vader en tweede sekondêr vir hulle vir wie hy lief het. Want ek sê vir jou vanoggend, en ek wil gee, jy moet gou opkyk, kyk gou vir my. Alles wat ek sê hier vanoggend, vat dit vanuit die konteks van die woord van God. Maar ek sê vir jou, bo dit alles, Jesus is lief vir jou. Moenie twyfel. Hy is lief vir jou. Hy het jou geweldig lief en daarom het hy gesterf aan 'n kruis om ons sondes op hom te neem. Hy is lief vir jou. Maar sy liefde vir jou is sekondêr. Ons moet dit verstaan. Johannes 11 vers 1. En daar was 'n man siek. Wie was nou weer siek? Onthou julle? Lazarus. Van waar was hy? Betanië, die dorp van wie? Maria en Martha. Dankie Emil, hy gooi kripnotes op die skerm. Dis hoekom julle die antwoorde ken. Goed, die dorp van Maria en Martha, twee kosbare vrouens vir wie die Here Jesus baie lief was. En kyk nou na vers 2, en dit was Maria, wat die Here gesalf het met salf. Onthou julle daai geleentheid, en sy voete afgedroog het met haar hare. Dit was daardie Maria, die suster van Lazarus, wat dood was, wie sy broer Lazarus siek was. Ek het 'n bietjie vorentoe gespring, want later is hy mos dood, hy onthou dit. So ons onthou vir Maria en Martha op grond van Lazarus wat dood was. Op hierdie stadium is hy siek. Vers 3, die susters het toe na hom gestuur en gesê, hy vir wie u lief het. Kyk baie mooi saam met my. Moenie vinnig lees nie. Hy vir wie u lief het. Was Jesus lief vir Lazarus? Is Jesus lief vir sy kinders? Absoluut, verseker. Hy vir wie u lief het, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, luister julle, hierdie is asemrowend. Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Nou sê nou vir my, het Lazarus gesterf? Ja. Hy het gesterf. Lazarus was dood. Jesus sê sy siekte is nie tot die dood nie. Nou kan ons verstaan die konteks. Okay. Maar wat sê Jesus? Hoekom is hy siek? Hierdie siekte is tot die heerlikheid van God. Want hy sou sterf, maar Jesus sou met die doodheid opwek. Sodat wie se naam verheerlik word? Lazarus se? Maria, Martha? Sodat, luister gou, wag voor die antwoord, luister na hierdie ene, sodat Jesus se naam verheerlik kan word. Nee, sodat God die Vader se naam verheerlik kan word. Dis waar liefde gaan. Dis waar liefde gaan. Die glorie van God sentreer eerstens rondom wie hy is in sy wese. God is liefde. Ek dink ek moet tog volgende week verder preek oor die liefde. Ek het iets anders op my hart. Want as ons dit omdraai, miskien hoor julle hierdie weer. As ons omdraai en ons sê liefde is God, is dit waar? Nee. Maar God is liefde. In sy wese is God liefde. En tweedens gaan dit oor die glorie wat vir hom toegeswaai word. Die glorie wat aan hom gegee word. Wat het ons net gedoen voor die diens, toe ons al daardie pragtige liedere gesing het? Ons het glorie en eer en heerlikheid aan wie gebring? God die Vader, wat sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, in ons plek en vir ons. So dis waaroor die glorie van God gaan. Eerstens wie hy is in sy wese, tweedens oor die glorie wat na hom toe gebring word, en dan derdens die glorie wat die Here Jesus Christus ontvang het, wat God vir hom gegee het. 'n naam wat bo elke ander naam is, hoër as al die ander name. Byvoorbeeld, as jy net daaroor wonder, as jy saam met my wil blaai net terwille van dat jy kan volg, Johannes hoofstuk 5, daar is ook 'n baie pragtige verwysing na hierdie verheerliking of glorie of eer wat die Here Jesus Christus toekom. Johannes hoofstuk 5 vers 43 en 44. Jesus is aan die woord en hy sê, ek het gekom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie. Nou luister na hierdie groot woord, hier is baie belangrik, want dit is waar van ons tyd ook. As 'n ander een in sy eie naam kom,
Hom sal julle aanneem. As hier 'n baie belangrike prediker in Port Elizabeth aankom, dan gaan die mense hom aanvaar, want hulle het getuienisse gehoor. Hey, die ou kan preek hoor. Jo, as hy preek, kom mense tot bekering. En hulle aanvaar hom. Jesus sê, ek kom in die naam van my Vader, julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Nou luister na die volgende woorde, vers 44. Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie? Nou wat is daar die eer wat van die enige God kom? Of sal ek eerder sê, wie is daar die eer wat van die enige God kom? Jesus Christus. Jesus Christus verdien die eer en die glorie wat hom toekom. Eerste. En daarna die vir wie hy lief het. In Johannes 8 vers 50 sê die Here Jesus dit pertinent. Hy sê, ek soek nie my eie eer nie. Ek het in die week weer predikant gesien in een van hierdie charismatiese kerke, maar ja, ek wil nie eens op hierdie goed uitwy nie, dit is is eintlik eenvoudig net demonies van aard. Joh, julle, maar die mense is op soek na eer. Die mense wil verhoog word, die mense wil bekend wees, die mense wil beroemd wees. En hier kom die Here Jesus Christus, die Seun van God, uit die woning van die Vader, uit die hemele uit. Hy kom wandel op hierdie aarde en hy sê, ek soek nie my eer. En hoe bevestig hy dit? Hy bevestig dit deur die voete van sy disippels te was. Hy bevestig dit deur hierdie stofpaaie van hierdie aarde te kom bewandel. En uiteindelik bevestig hy dit toe hy sterwe aan daardie kruishout. In Johannes 8 vers 54 lees ons Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks. Julle weet, ons het ons Afrikaanse spreekwoord, of 'n idioom, ek dink is 'n idioom, as ek nou reg onthou, jakkals prys sy eie sterk, onthou julle daai ene? Met ander woorde, ek weet nie wat is die Engelse idioom daarvoor nie, maar dit beteken maar net, weet jy wat, ek klop myself op die skouer, omdat ek oulik en goed is. Hierso sê Jesus, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is. Die liefde van God teenoor sy kinders, en die liefde van Jesus teenoor sy kinders is altyd sekondêr. Dis nie primêr nie. Die eer van God en die heerlikheid en die glorie van God is altyd primêr. En blaai saam met my na Johannes 12. Ek gaan weer terugsoen toe, maar die keer wil ek 'n paar verse vir julle lees. Johannes 12. Vanaf vers 36. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. En alhoewel hy so baie tekens vir hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, wat hy gesê, Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en dat hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo. Maar terwille van die Fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. Nou luister na hierdie. Hierdie mense was lief vir Jesus. Hulle het geglo in sy woord. Maar hulle het nie sy eer gesoek. Hulle het stil gebly, want hulle het die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Dit bring ons by 'n kruispunt in hierdie oggend, want ons moet mekaar vra vanoggend, wie se eer soek jy?
Soek jy die eer van mense? Wil jy op die skouer geklop word omdat jy spesiaal is? Omdat jy iemand is? Omdat jy status het? Omdat jy iets bereik het? Omdat jy 'n goeie lewe leef? 'n Voorbeeld is vir ander? Of soek jy die eer van God? Hierdie mense het in Jesus geglo en tog sê Jesus dat hy die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Ek wonder soms hoekom ons so baie keer met trots goed op Facebook sit, dinge op jou status laai van jouself, jou kinders, jou familie, jou werk, omdat ons wil spog, omdat ons iets is, of iemand is, iets bereik het in die lewe. Of soek ons die eer van God? Dit sou dalk anders gewees het, as ons gesê het, ek eer die Here, vir die genade van lewe. Ek loof die Here dat hy my die krag gegee het om dit of dat te kon doen. Ek is die Here so dankbaar vir my kind. Sit dit of sit dat wat ook al. Toe die Here Jesus op die aarde wandel, het hy nie sy eie eer gesoek. Die eer vir sy geliefdes, die eer vir sy mense was altyd sekondêr. Die eer vir sy Vader was altyd primêr. Ek loof my God en my Vader, dat hy my die krag gegee het om aan hierdie kruis te kon hang. Want Vader, ek het gebid, laat hierdie beker by my verbygaan. En dit het. Nogtans nie my wil, maar u wil. Vriende, 'n baie klein aanpassing op die stelknop. Sê nie is verkeerd om te spog nie, is reg, ons almal is dankbaar, ons almal is trots. Almal sien van tyd tot tyd dinge waarmee ons wil spog. Maar miskien moet ons net terugtree en sê, ek soek nie die eer van mense nie. Ek soek die eer van God eerste. Mag hy eerste verheerlik word. En dan staan ek aan die agterkant, hier agter die kruis. Ek onthou in die ou dae, in die kerk waarin ek groot geword het, die groot ooms, die groot jakens en die ouderlinge. As ons so saam gebid het, dan is ek 'n jong man, en dan bid hulle altyd so, en dan sê hulle, o Here, verberg die dominee agter die kruis. En weet julle, dit is opreg, maar miskien is dit wat weer moet terugkom in die kerk, dat ons weer agter die kruis verberg word, en mag Jesus al die eer en die glorie, en die verheerliking kry. So, hoe kan ons dit doen, vriende? Ons het nou gesê, Jesus is ons voorbeeld, dit lyk vir my baie moeilik, ek raak 'n bietjie benoud, want ek besef, hierdie gesindheid, Filippense 2:5, is nie in my. Ek is jammer om te sê, julle, ek het 'n troon waarop ek sit, en so nou en dan word daai troon bedreig, en dan raak ek 'n bietjie ontstel, en dan probeer ek myself verdedig, want ek is op soek na daardie eer, en ek soek nie die eer eerste vir die Here nie. Ek is nie bereid om terug te staan nie, ek is nie bereid om te vergewe nie, ek is nie bereid om my mond toe te hou, selfs al is ek reg nie, want ek sit op hierdie troon en die troon moet beskerm word. So vir my, wat hier staan, is hierdie 'n baie tol order, Filippense 2:5, want hierdie gesindheid het nog nie so heeltemal lekker deurgebreek nie. So, hoe gaan ons dit doen? Hoe doen ons hierdie voorbeeld? Hoe volg ons in die voetstappe van Jesus? Wel, daar is 'n uitnemende voorbeeld wat ek graag aan u wil voorhou. Dit kom ook uit Johannes 12 en ek wil terugspring na Lazarus, Martha en Maria, Johannes 12 vers 1 tot 3. Want hier is 'n pragtige menslike voorbeeld wat vir my wys dat menslik is dit moontlik, want dit is nie ons krag nie. Dit is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk. So hy kan ons in staat stel om hierdie voorbeeld te volg. Hoe doen hy dit? Wel, hier is 'n voorbeeld.
Johannes 12:1-3. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf. Sy voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reuk van die salf. So hoe volg ek Jesus se voorbeeld? Ek dink die antwoord is eenvoudig, volg die voorbeeld van Maria. Gee eerste alles wat jy het. Alles wat jy het. Klink van daai eie geregte troon af. Tweedens, plaas dan jou self aan die voete van Jesus. Here, hier is ek. Stuur my. Simon says, who cares wie Simon is? Jesus het gesê, volg my. En dan ewe skielik, weet julle, maak Romeine 8 sin. Ewe skielik is dit waar. Ek lees dit, ten slotte. Romeine 8 vers 35 tot 39. Wat sal ons skei van die liefde van Christus? Wie? Verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Kan julle sien, al die dinge is die goed waaroor die aardse mense gesteld is. So ek huis om te bly klere om aan te trek. Niemand moet kwaad wees vir my nie. Moet altyd gesond wees. Niemand mag my vervolg omdat ek 'n kind van die Here is nie. Kan hierdie dinge my skei van die liefde van die Here? Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Vers 37, maar in al hierdie dinge, kyk mooi, in al hierdie dinge, swaar kry, slegte omstandighede, siekte, dood, krisis, beproewing, alles. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel selfs ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Self? Nee. Jesus? Kom on. Jesus? Ja. Alle eer aan Jesus. Eerste. Amen. Amen. Here, baie dankie dat U woord so mooi vir ons oopbreek. Ek besef, Here, telke male as ek besig is met voorbereiding, dat ons krap maar baie aan die oppervlak. Die dieptes van die geheimenisse van God. Baie keer, Here, voel dit so ver buite bereik. Maar U gee vir ons wat nodig is. Dis soos 'n liefdevolle mamma wat eerstens vir haar babietjie moedersmelk gee, want dis wat beste is vir 'n baba. En wanneer daardie baba begin groot word en tandjies kry, dan begin sy selfs fyn kossies gee, maar nog nie lekker braaivleis nie. Here, U doen dieselfde met ons. U gee vir ons wat ons nodig het. U openbaar wat heilsaam is vir daardie oomblik. Maar ons het iets geleer vandag.
Here Jesus, dankie, dat ons nou weet, ons moet ook U eer en U glorie eerste stel. Help ons om die gesindheid van U self te hê, dat ons ook onsself sal aflê, sal prys gee en dat ons self sal toelaat dat ons liggame benadeel word en ons persoon, ons karakter, as dit net ter wille van U glorie is, as dit net ter wille van U naam is en dat die sulkes wat ons seer maak, sal weet dat Jesus is koning, die verlosser en Here van die wêreld, as hulle maar net wil naderkom en glo. Here, help ons, want dit is nie maklik nie, ons weet dit, maar deur die krag van U Gees bid ons, stel ons in staat. U woord sê dit tog, dit is U wat in ons werk om te wil. Geef vir ons vandag, Here, daardie wil, in die naam van Jesus. Amen. Amen.